Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat nie sy siel ophef na nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus ons verlosser, word vermenigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die onfeilbare woord van die Here oop en wel daar by Galasiërs, die 5de hoofstuk. Ons gaan daar vanaf die 16de vers met mekaar saam lees. Ons lees saam Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16 tot en met vers 26. Ek lees vir die voor. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towerheid, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En ons as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uitdag en mekaar beny nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons as man staan, vir die wat dit moontlik is, en dan nader ons die troonkamer van God. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hierdie wyse by mekaar te kan kom. Here, terwyl ons by 'n belangrike aspek in die woord van God stil staan. Dit is waarvan baie van ons getuig, dat ons vervul van die Heilige Gees, dat ons die Heilige Gees ontvang het. Maar Here, dan sê U ook vir ons in die woord, dat ons die vrug moet dra wat by die bekering pas, maar ook die vrug wat by die heiligmaking pas. En Here, dat U ons daartoe sal in staat stel, terwyl ons U dierbare Heilige Gees het. Terwyl ons ook vanoggend lering sal ontvang uit die woord van die Here, en waar die woord van die Here elkeen van ons harte gaan spreek, wil ek kom bid, Here, vir ontvanklikheid, 'n gewilligheid om gehoorsaam te wees. Ons het dit net gesin, Here, dat U ons sal help ook tot hierdie gehoorsaamheid. Ons weet, Here, ons is nietig, ons is mens, ons is feilbaar, maar dankie vir die krag en instaatstelling van U Heilige Gees, deur wie ons dan ook diensbaar kan wees en al meer gevorm word na die beeld van Jesus Christus deur die Gees van God se werking in ons harte. Here, dankie dat ons maar net vir U kan kom buig en vir U kan kom vra. Here, ons as gemeente het U waarlik nodig. Kom besoek vir ons met 'n herlewingsgees. Ons het dit so nodig in die tyd waarin ons lewe, Here, dat U vir ons sal kom besoek met die Heilige Gees, met vuur uit die hemel. Ag Here, al koste dan dat ons soos in herlewingstyd laat sal neerbuig, die grond sal rondkruip. Here, dat ons daardie posisie van nederigheid, sagmoedigheid en al die dinge wat nodig is sal inneem. Here, by plek uit te kom waar U deur die Gees oortuiging in ons harte kan kom werk. Here, waar ons bereid sal wees om elke terrein waar dit nodig is ook reg te doen. Verheerlik U self in ons midde, seën U woord, gebruik dit tot U eer, tot verheerliking van U naam.
Amen. Ons staan stil by Galasiërs hoofstuk 5, wat juist handel oor die vrug van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees van God wat in ons is. Nou as ons na ons skrifgedeelte gaan kyk, dan sê hy, maar ek sê, wandel deur die Gees. Dis 'n opdrag wat God dan ook vir ons hierso gee. Nou moet ons mooi kyk, want hier's twee gedagtes wat daarmee verband hou. As hy sê, wandel deur die Gees, die eerste sien ons daar in vers 16, waarin die opdrag na u en my kant toe kom. Maar, dan sien ons in vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En wat hier die gedagte is, die invloed van die Heilige Gees in u en my lewe. En daarom is dit moontlik dat ons by daardie plek in ons geestelike lewe kan kom, waar die vrug van die Gees van God, soos ek laasweek vir u gesê het, ons ontvang nie 'n stukkie blydskap hier, ons ontvang nie 'n stukkie sagmoedigheid daar, en ons ontvang nie 'n stukkie van hierdie vrede hier, en so 'n stukkie wat ons ontvang van die Heilige Gees. Ons ontvang hom in totaliteit. En wanneer ons die Heilige Gees in totaliteit ontvang, dan behoort die Gees van God hierdie dinge deur wie ek gelei word in my lewe uit te kom. Die woord wat ek maar baie keer dan ook gebruik is die woord manifesteer. Dit word geopenbaar, dit kom uit. Mense kan dit sien. Hoekom? Want in die ou lewe wat ek geleef het, die verkeerde wat daar was, het ek by daardie punt gekom waar ek aan die Heilige Gees totaal oorgegee het en ek vertrou die Heilige Gees om hierdie dinge wat nie tot eer van God is nie tot opbouing van sy koninkryk nie, wat hier sy koninkryk afbreek as opbou, want hy sê, en die werke van die vlees is geopenbaar, en nou kom sy en noem hierdie dinge. En ongelukkig is dit so dat baie van hierdie dinge nog deel van ons lewe is, omdat ons deur hierdie dinge vir baie jare gevorm was. En daarom dat ons karakter moet verander word. Paulus sê dit op 'n ander manier, toe hy praat met Kolossense, die gemeente van Kolosse. En hy sê, lê dan af, soos die baadjie wat uitgetrek word, en 'n nuwe baadjie wat aangetrek word. En so moet ek gewillig wees om die nuwe baadjie dan ook aan te trek. As hy dan vir ons sê, wat is hierdie dinge? Hoorspel, hoererheid, onreinheid, ongebondenheid. Wat is ongebondenheid? Is nie ek wil nie onder 'n struktuur my stel, en myself gewilliglik ondergeskik stel as 'n diensknegt van die struktuur. Dit is ongebondenheid. Nou sê die woord van die Here, ons is so as mens gebore. Ons wil nie gebonde wees aan God se struktuur nie. Ons is in vyandskap met dit. En so is daar baie keer hierdie dinge wat ook in ons lewens uitkom. Afgoderry. Liewe toehoorder, watter beeld skep u van God? Laat net een beeld van God. En wat is die beeld? Is dit wat in God se woord geopenbaar. Daar's nie 'n ander beeld van God nie. En hierdie God van die woord van God moet ons leer ken en hom aanbid in waarheid. En die Gees van God help vir ons daar. As hy praat van vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, dis selfs dinge wat ons onder kinders van die Here sien. Dis hierdie goeders wat afgelê moet. Is hierdie goeders wat ek nie moet klaar kry. Hoekom? Want dit is die dinge waarmee die kind hom besig hou. Maar hy wat geestelik groei, hy wat geestelik volwasse word, gaan verby hierdie ding. Hy kom verby hierdie ding. Hy lê dit af. Dis nie meer nodig nie. Daarom wat Paulus, wat moontlik dan ook Hebreërs geskryf het, juis in Hebreërs 6 vers 1 sê, laat ons nie bly by die begin nie. Wat hy vir ons aanspoor is, word volwasse in die Here. Dis sy begeerte, sy verlange, en daarom moet ons ook by daardie dinge moet kom. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê,
soos ek vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie beerwe nie. Hierdie dinge is waarmee die mens in sy natuur gebore is. Ons het daarna gekyk, die natuurlike. Dis hoe hy gebore is. Dis sy natuurlike drang. Maar wanneer ek deur Jesus Christus in my lewe ontvang, dan wil ek voortgaan en ek wil hom op die troon plaas. Ek wil deur sy gees gelei word. En dit is waartoe die Here vir ons dan ook aanspoor. Terwyl ons in die woord van die Here dan ook geblaai het en gesien het, dat die Here vir ons 3 gedagtes in hierdie Galasiërs 5:22 kom uitwys. Die eerste, my verhouding teenoor God. Die liefde van God wat in my hart uitgestort is, wanneer die liefde van God in my hart uitgestort is, sal al hierdie ander eienskappe, al hierdie ander karaktertrekke van die Heilige Gees, gaan in my lewe uitkom. Ek sal 'n begeerte daarna, ek sal 'n verlange daarna hê. Hoekom? Paulus sê, omdat die liefde van Christus my daartoe dring. Omdat ek Christus lief het, daarom wil ek op hierdie wyse optree. Die tweede oor my verhouding met my medemens. Die woord van die Here sê dat ek in vrede met mekaar moet saamlewe, sover dit van my afhang. My lewe, my optrede, my handelinge moet vrede tussen broers en susters bewerk. Nee. Is dit nie wat versoeningswerk aan die kruis kom doen het nie? Is om vrede in hart en lewens te bewerk. En dan die derde, my verhouding teenoor myself, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek wil net 'n saakie uitlig en wat gaan oor dit wat ek laas het gesê rondom blydskap. En dat mense my nie verkeerd moet verstaan. Jy is 'n emosionele wese. So, jy gaan hartseer word. Daar gaan dinge in jou lewe kom wat maak dat jy treurig of so word. Maar my blydskap word nooit weggeneem van Christus se blydskap wat in my hart is. Kan ek 'n voorbeeld gebruik? 'n Ouer is miskien hartseer oor sy of haar kind. En hulle is bekommerd daaroor, hulle stort trane voor die Here oor daai kind. Maar dit neem nie my blydskap van die Here weg, omdat my kind in 'n verkeerde verhouding met die Here is. Verstaan jy die beginsel? My vrede in Christus bly in my hart. So, daar's 'n verskil tussen die vrede van Christus, die blydskap van Christus in my hart, teenoor die emosionele kant van my lewe. Ek kan emosioneel wees. Nee, ek kan opgewonde wees, ek kan bly wees, ek kan hartseer wees. Here neem daai goed is nie van my weg nie. So ek wil net verstaan, laat jy verstaan, as ek oor hierdie goedes praat, dat ons nie 'n miskonsep het van wat die blydskap van Christus ook beteken. Maar wanneer ons dan ook Here in my lewe toelaat, die liefde van God in my hart inkom, dan sal hierdie 8 vrug van die Gees van God in my hart ook uitkom. Hierdie goed is nie geïsoleer nie, ek ontvang nie alles in stukkies nie, maar ek ontvang dit op een slag. Hoekom? Want daar's een oorsprong. En die oorsprong is die Heilige Gees. En wanneer ek die Gees van God ontvang, ontvang ek die oorsprong van al hierdie vrug van die Gees waarvan ons dan ook vanoggend dan ook gelees het. Die volgende 3 waarby ons dan ook gaan stilstaan vanoggend, is juist my verhouding teenoor my medemens, my optrede teenoor hulle. Dit wat ek sê, dit wat ek dink van hulle, dit wat ek doen teenoor daardie persoon. En ons moet onthou dat altyd hierdie saak in my hart en my lewe moet wees. Dit moet God se koninkryk bevorder. As dit nie God se koninkryk bevorder nie, is ek besig met my eie goed. Dit moet God se koninkryk bevorder. Dit moet siele bereik. Wanneer ek met mense praat en daar's ander mense rondom my, moet dit van so 'n aard wees dat as hulle in my hoor, as hulle sien wat ek doen, dat hulle graag dit in hulle lewe wil hê. Kan ek 'n voorbeeld daarvan net gebruik? Is nie oor enigiets nie, ek wil nie jy moet dink ek wys 'n vinger of enigiets nie. Maar ons kom daar so by Ryplek. Hierdie vroukie daar by Ryplek sê vir Anneliese, sy sê, van waar is julle? Wat 'n kerk is jy?
Want jy kom altyd hier en jy's netjies, jy's vriendelik. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit kom spontaan, mense sien dit raak. Dit kom uit my lewe uit. En ek vra, wat kom uit die lewe uit? Wat sien mense van u? As jy in gesprek is die gesprek tot bevordering van die saak van die Here? Of is die gesprekke dat dinge word afgebreek, die saak van God ly skade? En wanneer hierdie dinge na vore kom, wil ek vir u sê, die duiwel het dit reg gekry, dat ons fokus van die glas water afgehaal het. En ons begin na mense kyk, ons kyk na omstandighede, ons kyk wat mense sê en doen, en ons kyk nie meer dit wat Jesus my sê, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Waarmee is ek besig? Wanneer ek kom by ons medemens, hoe tree ons op teenoor hulle? En dit is waar by hierdie volgende 3 gedagtes dan ook wil stilstaan. En wil ek eers met u praat oor die gedagte van langmoedigheid. Hierdie langmoedigheid, wat hy dan ook sê, maar die vrug van die Gees is langmoedigheid. Wat is langmoedigheid? Langmoedigheid is daar die liefde in uithou vermoë. Hier kom nou moeilik en liewe toorde, as jy nou nie wil hoor wat ek hier rondom gaan sê nie, wil ek vir u vra, wil jy nie oor toedruk vanoggend by hierdie punt nie? Wil jy hoor wat ek sê? Nee. Wil jy hoor wat die woord van die Here vanoggend daarop is? Kom ons wees eerlik. As ek nie vanoggend na hierdie wil luister nie, veral by langmoedigheid, dan wil ek vanoggend my ore toedruk. Sê ek wil dit nie oor. Hierdie is my baie belangrike saak. Dit is iets wat deel van die vrug van die Gees van God is. Wat sê die woord van die Here oor langmoedigheid? Nou kom ek gee vir u die betekenis, as ons langmoedigheid identifiseer, of moet identifiseer. Wat is langmoedigheid? Nou, langmoedigheid in die Bybel sê, ek moet lang kan ly. Ek moet lang kan ly. Wat sê ons HAT oor hierdie woord? HAT sê, wat baie kan verdra sonder om kwaad te word. Bietjie moeilike een vir ons, nee, vir al die blanke boerevolk. Ons is baie gou opvleet, en ons raak gou kwaad. Is dit nie waar nie? Kom ons wees eerlik met mekaar. Hier is ook 'n voorbeeld. So ek sluit myself nie volgende nie. Hy gaan voort om te sê wat hierdie langmoedigheid is. Hy sê dit is geduld. Om geduld te hê met my medemens. Waar kom dit? Wanneer die vrug van die Gees van God hierdie in my kom bewerk, dan het ek geduld met my medemens. Ek het geduld met my medebroer en suster. Hoekom? Liewe toehoorder, weet jy waar daardie persoon nou met die Here staan? Weet jy waarmee die Here nou besig is in daardie broer en suster se lewe? Het jy al 'n bietjie bemoeienis met daardie broer en daardie suster gemaak om uit te reik na hulle toe? En te gaan hoor, broer, suster, wat is daar in jou lewe? Is daar iets waarvoor ek kan bid? Liewe toehoorder, kan ek vir u vra? Wanneer laas het jy vir 'n broer of suster, wat jy iets in jou hart oordra na hulle toe gegaan en sê, waarvoor kan ek vir jou bid? As jy vir daai persoon gaan begin bid, jy draai iets in jou hart teenoor daai persoon, kom ek sê vir jou gesindheid teenoor daai persoon gaan verander, en jy gaan verdraagsaam wees teenoor daai persoon. Jy gaan geduld teenoor daardie persoon beoefen. Maar ons wil dit ons nie altyd hoor en doen nie, nee. So moet sê, ons moet gaan hierdie pas oor en toedruk, as ons nie hierdie dinge wil hoor, wat die woord van die Here van my vra. Hy gaan voort en hy sê vir ons, en interessant, die HAT haal dit nogal aan, 1 Korintiërs 13 vers 4, hy sê, die liefde is langmoedig. Die liefde
van God wat in my hart uitgestort is, maak dat ek lank sal vat voor ek kwaad raak vir 'n broer of 'n suster. 1 Korintiërs 13 vers 7 gaan voort en hy sê, die liefde bedek alles. En nou wil ek oor my nie verkeerd verstaan nie. Sonde kan ons nie bedek nie, nee. Sonde kan ons nie bedek nie. Maar daai goedjies wat my irriteer vir 'n broer en 'n suster wat nie sonde is nie. Die liefde bedek alles. Hy glo alles, hoop alles, verdra alles. Bietjie moeilik, nee. Val nie lekker op die oor. Die Grieks. Nou gaan ek dit vir u sê, soos dit dan ook in die Engels sê, patient endurance. Om geduldig op 'n lang tyd te verdra. To bear along with the frailties, broosheid. Ander mense is broos. U is ook broos en ander mense wat u ook kan verdra. Daarom moet ons ook ander kan verdra. Die liefde verdra. Daardie lang tyd voordat ek ongelukkig of kwaad raak. Hierdie gedagte en hier kom die swaar wat ons nie wil hoor. The offense, dit wat teenoor my gedoen word. Injuries, wat my beseer. Die Here sê ek moet lang wees om kwaad te raak teenoor die persoon wat my beseer. Dit is nie altyd maklik nie, is nie altyd lekker om dit te hoor nie, nee. Want ek wil die persoon terugkry. Ek wil my sê gaan sê vir daardie persoon, terwyl hy dan ook sê, teenoor daai persoon, wat my uitlok, dit is die gedagte, daai persoon wat my uitlok om kwaad te raak teenoor hom of haar, daardie persoon wat so optree teenoor my, ek voel of ek hom of haar teen die muur kan vasdruk, om geduld te beoefen teenoor daardie persoon. Without murmuring, sonder om te murmureer. Selfs al is dit verwerp. 1 Korintiërs 13 vers 4 wat ek reeds vir u aangehaal het en vers 7 wys vir ons juis daarop dat liefde is lankmoedig. En op die woord van die Here, as hy dan vir ons kom sê in 2 Korintiërs 6 vers 4 tot 7, maar in alles beveel ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaap, in gevangenskappe, in oproere, in albei, in slapelose nagte, in hongerlyd, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde. Dis nie 'n maklike saak. Wanneer ek by die toepassing daarvan moet kom teenoor my medemens. Die voorbeeld daarvan in die woord van die Here is vir ons baie duidelik. Een van God se attribute is juis die gedagte van lankmoedigheid. En ek sal nou, wanneer ons by die misverstaan dan ook uitkom, sal ek 'n paar skrifgedeeltes aanhaal wat dit juis vir ons wys. Maar kom ons gaan net en ons kyk na die Ou Testament. In die Ou Testament, Psalm 86 vers 15, maar U Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Lankmoedig in watter opsig? Die Here het sy profete na Israel te gestuur, vroeg en laat met hulle te praat. God was lankmoedig met hulle. Is daar die lankmoedigheid wat ek baie keer by ouers sien, maar ongelukkig, party gaan nie oor tot aksie nie.
Maar wat sê julle baie keer vir die kind? Luister, ek gaan vir jou 'n pak slaag gee. En later sê hulle weer, ek gaan vir jou weer 'n pak slaag gee. Dis meer 'n dreigement as om werklik op te tree in aksie. Want God het opgetree in aksie, hy het nie net gedreig. En wat was sy gedagte? Was elke keer, wanneer hy met hulle praat deur die profete, wanneer hy lankmoedig is, en elke keer vroeg en laat die profete na Israel en Juda te stuur, was altyd met die gedagte, bekeer julle, draai weg van julle verkeerdheid, kom in die regte verhouding met God. God is lankmoedig, en hy wil hê dat ons in die regte verhouding met hom moet wees. En daarom dat hy lankmoedig is met ons, sy karakter. Hy het vir ons in die Ou Testament kom wys, en selfs in die Nuwe Testament, hoeveel keer het God met u kom praat, oor sekere dinge in die lewe. Hoeveel keer het God by u kom pleit en soek en smeek, bekeer jou van jou verkeerde weg. Hoeveel keer het God met jou kom praat, en vir jou sê, bekeer jou, want ek wil jou siel uit genade kom red. En hoeveel keer het u uitgestel, hoeveel keer het u afgestel, hoeveel keer het u gesê, wag net, ek wil net hierdie ding nog doen, ek wil net dit nog doen, ek wil dat nog doen, Here, dan sal ek my bekeer. Hoeveel keer stel ons uit, terwyl die lankmoedigheid van God met ons kom praat, terwyl hy oortuiging deur sy Gees in ons harte wil kom werk. Liewe toehoorde, dat mense die lankmoedigheid van God so ver uitreik, dat hulle dink God gaan vir altyd by hulle stilstaan. Dat daar nog 'n siekbed sal wees waar hulle sal gaan regmaak. Liewe toehoorde, jy is verseker van 'n siekbed. Hierdie geïnspireerde woord gee vir ons baie voorbeelde van God se geduld met ons, en dan kom leer hy, en hy sê vir ons, kom leer van my. Kom leer van my. Waar gaan ons hierdie lankmoedigheid leer? Daar's nie 'n ander plek as om dit by die Gees van God te leer nie. En daarom dat ek ook die gedagte wil uitlig, dat mense hierdie misverstand het. Want hoe ons sien 2 Petrus 3 vers 15 in heeltemal 'n ander lig. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Petrus kom hier, hy praat oor Paulus, wat met die bekeerlinge gepraat het. En hy kom sê vir hulle in verskillende plekke, waarin hulle versprei is, om verstaan waaroor gaan die boek van Petrus, gaan oor hierdie verstrooides. Hierdie mense wat deur vervolging verstrooi is. En hy kom sê vir hulle, Paulus het julle geleer van hierdie lankmoedigheid, wat vir julle tot saligheid kan dien. Hulle wat in Pontius en Galasië, Kappadosie en Asië en Bitanië versprei was. Hy skryf van hierdie groepie mense, dat hulle die genade, hierdie lydsaamheid van die Here, nie moet verag nie. Ons sien dit ook in Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Nou maak mense misbruik daarvan. Hulle dink God gaan oor en oor en oor en oor en oor en oor by my kom stilstaan. Partykeer gee God een kans. As ek daai kans verwerp, is dit miskien die heel laaste kans. Kan ek 'n voorbeeld daarvan gebruik? God kom praat met 'n jong dogter. Sy wou haar 16de verjaarsdag gevier en sy sê, Here, ek sal my lewe aan U toewy. Laat my net toe dat ek my 16de verjaarsdag kan bywoon. Dat ek daardie tydjie kan geniet op my 16de verjaarsdag. Sy het nie haar 16de verjaarsdag gesien. Die lankmoedigheid van God, wat met haar kom praat het, daardie oomblik, het sy verwerk.
funksioneel, hoe werk dit, hierdie toepassing daarvan, om te verdra tydens lyding, beteken om stadig kwaad te word. Beteken nie, ek bou goeders hier binnekant op, en ek hoop goed hier op, en later kom dit so uit, dat ek later aan verkeerde goed sê, en verkeerde goeders doen, en mense seermaak rondom my nie. Dis nie wat ek bedoel. Want die woord van die Here het vir ons 'n oplossing en uitkoms daar. As hy vir ons sê, as ek teen 'n broer of 'n suster iets het, of iets van daai broer of suster teen my het, moet ek gaan regmaak. Dis die weg, dis die pad. Beteken nie dat ek hier goeders gaan opkrop in my hart nie. Maar dit beteken dat ek stadig sal kwaad word. Dit beskryf die houding van geduld teenoor mense wat die seer toedien of vyhandig teenoor my is. Maar die probleem wat baie keer uitkom is hierdie eie ek. En dit gaan nie oor my saak nie, dit gaan nie oor God se saak nie, dit gaan oor my saak. Dit wat ek wil in hierdie lewe vir mense kom sê en kom doen. Terwyl dit God se saak nie bevoordeel nie, wil ek 'n voorbeeld vir u gee. Nie te lank terug nie, ons by my skoonpa. Ons kom daar by my skoonpa. En hierdie hele gedagte rondom verhoudings. Here het vir hom 3 vroue gegee, 3 kosbare vroue. En hoe begin dit in ons verhouding, in ons huwelik? Eers gaan dit ons oor my, nee. Dit wat ek uit die huwelik uit kan trek. Later aan begin dit oor ons te gaan. Dan sit ons in die huwelik. En later, in my volwasse stadium in die huwelik, gaan dit oor jou. Oor jou. In die verhouding, in die geestelike volwassenheid, waar staan u? Gaan dit nog oor my? Ek moet voordeel uit alles uittrek? Het dit al gegaan oor ons as gemeente? Het dit al begin gaan oor God se koninkryk, oor hom alleen, om hom te verheerlik? Waar staan ek rondom hierdie landmoedigheid? Want hierdie saak hou nou verband daarmee. Want wanneer ek jonk in my huwelik is, en ek wil voordeel daaruit trek, het ek nie baie geduld met my vrou nie. Nou praat ons uit ondervinding, nee. Maar wanneer ons begin groei, wanneer 'n huwelik al langer daar is, dan begin ons al meer na mekaar toe trek. Ons begin al meer van mekaar te leer. Sy hoef maar net 'n manier te kyk na my, of ek kan 'n manier na haar kyk, en dan sien ons, maar dit is wat hierdie persoon wil hê. Of ek doen dalk nou iets verkeerd. Ons is lankmoedig met mekaar, ons leer van mekaar. Later my lankmoedigheid, gaan dit nie meer oor my. Gaan nie meer oor ons. Gaan oor God se saak en sy koninkryk. Waar is ek in my geestelike lewe rondom hierdie lankmoedigheid? Die toepassing is nie altyd maklik nie, maar Kolossense 1:11 sê, en met alle krag bekragtig word. Waar gaan ek bekragtig word om hierdie lankmoedigheid in my lewe te laat uitkom? Deur die Here se krag, deur die instandstelling van sy Heilige Gees. Kolossense 1:11, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Iets wat ek mee bekleed moet word, iets wat ek aantrek, iets wat ek nie myself het nie, wat ek moet toelaat dat die vrug van die Gees in my lewe uitkom, my kom leer rondom hierdie saak. Die toepassing is nie maklik nie. Maar wanneer ek die Gees van God kom vertrou, wanneer die liefde van God in my hart is, en ek liefde ontwikkel vir my broer, vir my suster, dan ontwikkel ek lankmoedigheid. Ek leer om ander te verdra in my verhouding teenoor ander. Hoe gaan ek daarby uit? Laat een kosbare nie.
dis die Here te voorbid. Sekerlik in die eerste plek, as ek dit nie toegepas het nie, ek weet, gesondig teenoor die Here, teenoor my broer, teenoor my suster, ek moet gaan regmaak, ek moet gaan om verskoning vra, die sonde voor die Here bely. Dink aan Jesus se lankmoedigheid. Dink aan Jesus se lankmoedigheid. Hoe hy self kom sê, kom leer van my. Dink aan my verlede. En ek dink hierdie is 'n belangrike gedagte om net bietjie uit te lig. In my verlede, waar ek ongeduldig was, watter skade het dit in my eie lewe veroorsaak? Watter skade het dit gemaak teenoor my medemens? Watter skade het gemaak vir die koninkryk van God, omdat ek ongeduldig was? Kan ek 'n voorbeeld gebruik? As ons op 'n plek staan en ek gesels, en ek raak kwaad oor goed, daar kom mense daar verby. En hulle weet, hierdie dominee is by daai kerk, maar kyk hoe tree hy op. Dink jy daai persoon gaan na die dominee se kerk toe kom? Sê vir my, gaan hy na daai dominee se kerk toe kom? Nee, want hoor hoe gaan daai dominee aan? Kyk hoe gaan hy te kere? Daai lidmaat is van die Evangeliese Gereformeerde Kerk van Goudveld. Hoor hoe gaan hy aan? Hoor hoe gaan sy aan? Nee, ek soek eerder maar in 'n kerk, of ek gaan nie eens kerk toe nie, ek bly dan eerder by die huis. Verstaan jy wat ek probeer sê? Deur lankmoedigheid vanoggend. Lang te vat voordat ek kwaad word. En as ek ongelukkig raak, as ek ongeduldig raak, as ek dan op so 'n plek kom waar ek nie op daardie plek is in my geestelike lewe, waar ek dit nie toepas nie, moet ek erken, dis sonde in my lewe. Ek moet dit gaan bely voor die Here, ek moet gaan regmaak, ek moet vir die Here vra, Here, kom help vir my, dat dit nie oor my regte gaan nie, maar oor U saak en U koninkryk. Dat ek bo my omstandighede sal uitstyg. Liewe toehoorde, ons het vanoggend gekyk, skoon, ons het dit geïdentifiseer, wat is lankmoedigheid? Is lank te vat om kwaad te word, is nie opvleend te wees, gou kwaad word vir mense en dinge nie, my optrede teenoor my medemens, dat ek nie teenoor daardie persoon sal kwaad word en ongelukkig word nie, maar dat ek eerder sal gaan en die saak gaan uitsorteer volgens God se voorbeelde, wat hy sy woord vir ons gee. Watter voorbeelde? God se geduld met my. God was geduldig met my. Daarom kan ek geduldig wees met 'n broer, daarom kan ek geduldig wees met 'n suster. Sy geduld in die Ou Testament en Nuwe Testament wys vir ons God se genade. Kan ek dit dieselfde teenoor 'n medebroer, medesuster doen? Die misverstand om te dink dat God se genade vir altyd gaan aanhou, dat God maar net met my genade sal wees lankmoedig, dat ek maar aan kan gaan met my sonde, my verkeerdheid, my oortredinge, my verkeerdheid teenoor ander mense. God sal dit oorsien. Dis mos wat ons deesdae by mense hoor. Ag, God sal my oorsien. Ons almal is mos maar sondaars. Weet jy wat, dis 'n leuen uit die hel uit. Dis 'n leuen uit die hel uit, want anders 1 Petrus 2 vers 24 moet ons uit die Bybel uitskeer. Want wat sê hy? Hy wat ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid, God se geregtigheid leef. Liewe toehoorde, dit sluit geduld. Dit sluit lankmoedigheid in teenoor my medemens. Dit sluit my liefde teenoor 'n broer, teenoor 'n suster in. Dit sluit in, dit gaan nie oor my, maar God se saak moet bevorder word. God se koninkryk moet uitgebrei word. God se liefde moet aan my medemens gewys word deur my lankmoedigheid. Ag, ek wou die ander ook hanteer het vanoggend, maar hierdie is wat die Here op my hart gedruk het.
Mag die Here vir ons genade skenk, mag hy vir ons help. As ons teenoor God oortree, as ek nie geduld in my hart het nie, as ek nie lankmoedig is teenoor my medebroer, teenoor my medesuster nie, om te besef, hierdie vrug van die Gees van God is nog iets wat in my karakter moet kry. En ek moet toelaat dat hierdie karakter gevorm word in my hart, in my lewe. Toe te laat dat die Heilige Gees in my hart en my lewe omwerk. Waar ek oortree, teenoor die Here, teenoor 'n medebroer, teenoor 'n medesuster, teenoor daardie persoon te gaan regmaak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir U woord. Ja, Here, maar 'n woord wat swaar is om op die oor te hoor. Nie altyd lekker wanneer ek, veral wanneer dit kom by ons boere Afrikaanse nasie, sekere dinge is wat in ons ingeprent is, gevorm is, en ons nie altyd hierdie geduld met ander mense het. Miskien met ander kleuriges, miskien met daardie boemelaar op die straat, daardie ene wat daar by my kom bedel. Is dit baie makliker geduld met hulle wat ons liefhet en om ons is, met wie ons dieselfde dinge deel, as daardie persone daar op straat. Mense wat ek miskien al lankal verag in my hart en my lewe. Wat maak dat ek eerder by daardie plek uitkom waar dit oor my gaan en nie oor God se saak. Die Here, dan bid ek, vergewe asseblief. Ons bely dit voor U. Ons wil dit kom neerlê, ons wil vra, Gees van God, hierdie liefde in lydsaamheid, dat ons dit sal beoefen, sal leer om dit te beoefen. En as U dit oor ons pad stuur hierdie Here, Here, wys vir ons dit uit, waar ons miskien oortree, waar ons skuldig is, sodat ons kan regmaak en dat ons reg kan lewe voor U. Dat dit nie net hierdie week nie, maar die res van my lewe, deur die Gees van God, wat in my kom werk, hierdie karakter in my kom vorm, sal toelaat om dit dan ook te kon doen. U kry die eer van ons harte. Amen.